Die 77-jarige Karel Schoeman het in sy laaste verklaring gesê sy navorsing en skryfwerk het vir hom 'n las begin word. Schoeman het in die afgelope 52 jaar 19 romans en sowat 30 geskiedenisboeke en biografieë geskryf. Karel Schoeman is een van die merkwaardigste skrywers in Afrikaans om miskien twee redes. Die eerste een is hy merkwaardig doodgewoon omdat hy so 'n ongelooflik omvangryke oeuvre nagelaat het. Nie net in die letterkunde nie, maar jy weet, hy het historiese werke geskryf en historiese navorsing gedoen oor jare heen, waarvan die boeke alleen boekrakke vol kan maak, en dan is daar nog 'n klomp artikels en so meer wat hy geskryf het. En dan natuurlik as skrywer van romans veral, was hy waarskynlik een van die fynste stiliste in Afrikaans. In baie van sy boeke was die dood 'n sentrale tema. As mens net kyk na die titels van sy romans, Hierdie lewe, Om te sterwe, 'n ander land, Afskeid en vertrek, telkens is dit gemoeid met die dood, en die dood as 'n konfrontasie om na te dink oor die lewe. Waarom lewe 'n mens? Wat is lewe uiteindelik? So op daai eksistensiële vlak was hy voortdurend besig. Sy roman 'n ander land eindig ironies genoeg met die woorde: halverwee op die pad ontdek jy effens verras dat die reis voltooi is en die bestemming reeds bereik. Skrywersvriende beskryf Schoeman as iemand wat dinge op sy eie unieke manier gedoen het, en dit verbaas hulle daarom nie dat hy ook gekies het om op 'n vreemde wyse te sterf nie. Skepelinge, sy jongste publikasie, word in September postuum uitgegee. Gerard Pretorius, E-nuus Pretoria.